Dag mense, Jaap hier. Ek wil kyk na nog 'n bietjie paar bewyse van die 1000 jaar vrederyk wat al reeds gebeur het. Voor ons dit begin, ek wil eers kyk na hierdie vers wat praat oor die 1000 jaar vrederyk en dan vir julle wys hoe dit vervul het. Dis in Sagaria 14 vers 17. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Yahuwah of die meester van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Ja, die mense wat nie opgegaan het elke jaar mense gestuur het om op te gaan van hulle nasie tydens die hittefees, soos ons sien in vers 18, dis die hittefees, dan gaan die reën ophou in hulle areas. Sien dit so in die Engels. And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the King, Yahuwah of hosts, on them there will be no rain. If the family of Egypt will not come up and enter in, they shall have no rain. They shall receive the plague with which Yahuwah strikes the nations who do not come up to keep the feast of tabernacles. Nou ja, soos ek sê, ek vermoed, soos wat ons kan sien op die kaarte, dat dit gebeur tydens die 1000 jaar vrederyk. So kom ek wys julle wat ek bedoel. Hier is die woestyne. As jou Sahara, Arabië, hierdie area hierso. Nou, kom ons kyk. Areas van Islam, moslems. Meer as 1000 jaar terug is hierdie area, daai area, kan julle sien hoe stem het ooreen met mekaar. Daai area wat woestyne is hierso, en daai areas wat woestyne is daar. Want hulle het nie opgegaan na Yahushua se stad, se plek, tydens die 1000 jaar vrederyk nie. Hulle het nie niemand gestuur om te gaan nie, tydens die hittefees. En dis hoekom dit so is. En dan wil ek julle hier so wys, ek vermoed die area waarna toe hulle gegaan het, is na die land van Yahushua toe, hierso, nie die Jerusalem, wat ons van lees in die Bybel nie, maar die Jerusalem, daar is ons 2 Jerusalems. En hierdie area wat oor die Arctic, ek weet nie wat is Afrikaans, oor die Arctic gaan, hierso is die land van Yahushua. Hy was tussen Asië en Amerika hierso, het hy gelê. Nou soos ek vir julle gewys het in vorige video, ek vermoed, hierdie hele kontinent is verwyder na die 1000 jaar vrederyk, en hierdie 2 kontinente is na mekaar toe beweeg, en dit het die mudfloods veroorsaak wat ons van sien, om ons. Maar in elk geval, ek glo dit is die area waarna almal toe moes gekom het, en ek vermoed die stad wat hy nou verwys, of die area, is waar Yahushua aanbid, of waar Yahuwah moes aanbid word, is hierso by die Arctic. Ek dink daar was 'n stad. In elk geval, dit is toe verwyderd, so op hierdie stad sien jy, of hierdie land, of gebied, kontinent, sien jy op ou kaarte, maar hulle het dit later stelselmatig uitgehaal op die ou kaarte. En die meer moderne kaarte sien jy nie meer die land van Jesus nie. So, voor ek julle foto's wys van die 1000 jaar vrederyk, waar ek julle eers daardie gewys het, en dan sê hulle hierso, castles in the desert, satellites review lost cities of Libya. Ja, onder die sand lyk my so dorpe en kastele, wat daar versteek lê. En dan het jy extra mere gehad, soos jou Chad hierso, en daar's een, die was iets soos 5 mere hier, net hierbo gewees in Afrika, wat nie meer bestaan nie. En die Congo was, soos ek sê, was ook 'n groot meer gewees, of see. En ja, dit het heeltemal opgedroog in 'n oogwink.
Three ancient rivers long buried by the Sahara created a passage to the Mediterranean. So ja, die riviere het selfs so opgevloei. Soos ek vir julle gewys het, die tuin van Eden was hieronder. 4 riviere het deur Afrika opgevloei. Een het hierdie kant toe Peraaf. Hedikia langsom daarso, is die Gihon hierso wat die Nyl is, en dan die Pishon wat hierdie kant toe omgekom het. En hulle was gebruik vir travel ook. Mense moet dit onthou, die riviere was baie groot. Die mense kon vinniger by plekke uitgekom het op bote, omdat daar so baie water was in Afrika en riviere. Nou soos hy daar sê, daar was riviere wat gehelp het met travel tot by die Mediterranean, hierbo in Noord-Afrika. Hulle praat van 3 riviere. Long buried by the Sahara created a passage to the Mediterranean. Nou van hierdie riviere kan ook verwys na die oorspronklike riviere van die tuin van Eden af, wat ons weet is in Oos-Kaap gewees. Ons kan die remnants van daardie 4 riviere nog sien daarso op die ou kaart, nie op die ou kaart, maar op Google Maps. So dit is, daar's bewyse dat daar was. En dan hierso het hulle my last, of course, through the channels 5,000 years ago. Hierdie is wat het merke van ou riviere onder die desert. En dan, ja, hierdie ou kaart sê maar net basically dat Atlantis sit hier so by Mauritania in Afrika. Daar is die Atlantis Oceaan. Ancient river network discovered buried under the Saharan desert. Sahara desert was once lush and populated. Some scientists have argued that the climate change was very abrupt, and that it only took about a century, so net so 100 jaar, for those grassy hills and valleys lakes to become the stark and sand dunes of today's Sahara. So binne 100 of 'n paar 100 jaar het dit gevat vir Afrika om van groen na Sahara toe te gaan, na woestyn. En soos ek weer nogmaals gewys het, hoekom het dit gebeur? Want die mense het nie opgegaan jaarliks na daardie hittefees in die land van Joshua, by die Jerusalem, daarso nie. En dis hoekom dit gebeur het. Dit het gebeur tydens die 1000 jaar vrederyk. Dit het laag gebeur. Sahara went from green to a desert in a flash. Nou, wys hulle die area wat geaffekteer was hierso. En ek julle moet wys, hierdie area is alles 'n moslim area. En oorspronklik, meer as 1000 jaar terug ook, was dit moslim areas hierso. Nou kan julle verstaan hoekom daar nou woestyne is. As julle nie geweet het nie, nou weet julle. Kom ons kyk na hierdie pragtige foto's van die geboue wat Jehovah se engele gebou het tydens die 1000 jaar vrederyk. Dis bo-menslik, mense kan nie hierdie goed bou nie. Dis onmoontlik. Veral nie mense met hamers en bytels, sonder elektrisiteit, sonder hyskrane, sonder slopers, sonder elektriese tools. En as jy kyk na wanneer hierdie plekke kampstig gebou was daar in elk geval net 'n paar duisend mense in elke dorp gewees. Nou, hoe kon 'n paar duisend mense almal geskoold wees, goeie ambagsmanne, wat kon inspring en so iets kon uitkerf met hulle hamer en bytel. Dis mos nou nie moontlik nie. En baie van hierdie goeders het graniet in, en dit is baie moeilik om graniet te sny. En ja, as jy nie die regte gereedskap het nie, gaan jy dit nie kan doen nie. En hierdie goed is so perfek gebou. Hulle sal so iets byvoorbeeld beslis nie eers vandag kan bou nie. Never mind 300 jaar terug. 200 jaar terug. Nou ek wat vir my oulik is, hoe massief hierdie goed is. En hier is moontlik in Rusland, maar wat interessant was, wat ek gekry het van hierdie balle, koepels,
bo op hierdie torings, of baie van hierdie torings, hierdie koepels, ek het 'n video gekyk oor die stede wat musiek gemaak het. As die wind waai, dan het hierdie stede begin musiek maak. Het hulle verskillende frekwensies gemaak, wat deur die lig beweeg het en die mense genees het, en die mense gekalmeer het. En wat ek hiervan praat is Helmholtz resonators. Julle sien hierdie balletjies het 'n gat bo en dan as jy op 'n sekere angle blaas, dan maak hy 'n geluid, dan maak hy 'n frekwensie, soos wat jy sien maar 'n bottel vat en jy blaas skuins so op die bottels bo, dan maak hy mos so geluid. Nou dis die prinsip. Jy het jou bal met jou pypie hierso en jy blaas daarso, dan maak hy die sekere frekwensie, geluid. Nou dis presies wat hierdie geboue was, wat ek vir julle hier wys. Baie van hulle het hierdie Helmholtz resonators op die torings gehad, wat dan verskillende frekwensies gemaak het as die wind oor hulle blaas. Soos ek gesê het, in 'n video wat ek gekyk het, wat daar testimonies geskryf is van 'n paar 100 jaar terug, van mense wat dit onthou het, wat toe doodgemaak is en verwyderd is met tyd, want met die reset, die duiwel het ontslaag geraak van die mense wat die kennis gehad het van hierdie goed, en hy het dit nogal vinnig gedoen, binne 'n generasie. En ja, het hulle vertel van die mense wat geaffekteer is, positief, deur die geluide wat hierdie stede gemaak het, en die Helmholtz resonators bo op die torings. Hier is baie oulike foto ook, en hierdie, hoe ek het sien, is, hierdie is baie meer soos die Romeinse type boustyl, hulle noem het, ek dink ook Romanesk. En ek dink dit is oorspronklik in die begin van die 1000-jarige vrederyk sou die boustyl so wees, maar onthou dis 1000 jaar. En dan het jy na 'n tydperk sou dit dan so lyk, hierso. Jy kan vir jouself dink, 1000 jaar is dan 'n verskriklike lang tyd. Nou ons, die wit mense het in Suid-Afrika aangekom, soos 1652 dink ek, soos maar iets soos 370 of wat jaar terug. En ons dink dis baie lank terug. Nou dan kan jy jouself indink, 1000 jaar lank is dit. Dis 3 keer langer as wat ons wit mense in Suid-Afrika aangekom het. 3 keer langer. So die boustyle daardie tyd, ek glo het beslis verander. En ek dink mense kan dit sien, soos in hierdie foto wys dit baie mooi. Jy het hierdie tipe boustyl en dan jy daai tipe boustyl. Of alles is saamgebou en die engele was net lus om verskillende tipe boustyle op een slag te bou, wie weet. Hierdie Kamstige kerk, wat op 'n brug gebou is. Pragtig, né? Kyk nou, perfek, op 'n brug gebou. Baie mooi. Hoe lekker sou die mense gesukkel het om so iets op 'n brug te bou? Né? Hoe gevaarlik sou dit wees? Nou ja, soos ek gesê, die kerke, glo ek, was soos kragstasies, maar ook healing centers. En ek dink dit het ook gehelp met die musiek in die dorpe, die klank. En dis hoekom jy hierdie patterns het van die vensters. Dit het te doen met somatics. Eens kyk of ek hier kan sien. Somatics and harmonic resonance. Sound frequencies create visible geometric patterns in materials. The intricate radial patterns of Gothic rose windows are said to resemble these somatic patterns, harmonic frequency patterns. Nou, soos dit was, ek dink soos speakers, want jy het mos jou organs, jou org, wat noem hulle het,
daar die orgelpype wat die klanke gemaak het. In Engels hulle organs, want ek dink dit was spesifiek vir die mense se organs om te help met genesing van jou organe. Maar die orgelpype het die klanke gemaak binne die geboue en dan het daardie vensters dit gehelp amplify. So speakers deur die gebied, deur die dorp. En hier is 'n goeie voorbeeld van die vensters. Hierdie kant is die cymatic patterns wat verskillende frekwensies maak. En dan hierdie kant het jy die vensters wat jy kry, verskillende tipe vensters wat jy kry op hierdie kampstige kerke. Maar as mens kan sê healing centers of kragstasies. Want in hulle was ook gevind, of in hulle het jy ook goed gekry soos altare, van die goed is verwyderd, maar wat is eintlik 'n alternator, ek dink na verwys. Gehelp met kragopwekking, want wat jy gekry het, hulle het etherons uit die lug uitgetrek, deur die torings hierso. Dis hoekom hulle sulke punte het hier oral, want hulle het krag getrek uit die lug uit. In die gebou in, en dan het hulle dit omgeskakel na krag wat hulle kan gebruik het, om lig te maak, en wat ook al anders hulle wou doen. Ja, hierdie tegnologie, van het hulle oorgevat met ons kortseisoen van misleiding nou. Natuurlik soos die squirrel cage motors, generators en sulke goed het hulle nou maar gehou en gebruik hulle nog steeds. Maar en kragstasies wat hulle komstig almal gebou het op dieselfde tyd in op die verskillende kontinente, wat basically onmoontlik is, want hoe het hulle eers gekommunikeer met mekaar oor dit. Maar ja, almal het tergelykertyd dit uitgevind. Dit is nogal weird. Kyk maar my vorige video oor die uitvindsels van die ja, wat noem hulle daai? The Industrial Revolution. Jo, mensig. Kyk hoe massief is daardie gebou. Wow. Soos ek sê, hierdie plekke, wanneer hierdie goed gebou was al net 'n paar duisend mense in hierdie plekke gewees. Nou ek kan amper sê, hoe die hel kon hulle dit doen? Dan moes hulle almal baie goeie bouers gewees het. En waar het hulle al hierdie bakstene gekry? Waar is die fabrieke? Waar is die baksteenfabrieke? Want jy kan jouself indink, hoeveel miljoene bakstene is in hierdie gebou? Ek nie net uit die lug uit verskyn nie. Daar moes fabrieke gewees het wat die goed bou. En ook al die glas hierso. Al die glas, al die bakstene, cement factories, waar is al die goed? Die Crystal Palace. Hulle het gesê dat as jy 'n gloeilamp druk teen een van die metaal strukture hierso, dan skyn die lig. Want hy het energie gehad in hierdie gebou. En ja, hulle het hierdie gesê, hierdie het afgebrand, mense. Hierdie glas en staal het afgebrand. Nou ja, duidelik het hulle dit vernietig. Maar dit is duidelik 'n teken dat verwysing na die 1000 jaar vrederyk, en die duiwel wil nie, mense moes dit besef nie, dis hoekom hy dit vernietig het. Hierdie plek was massief, daar was volgroeide bome binne hierdie gebou. Nog baie mooi foto, en kyk hoe klein is die mense in hierdie gebou. Nou wil jy vir my sê, sulke klein mensies soos daai, het dit gebou. Dis nonsens, man. Wat my ook interessant is, iets wat ons bou sê nou maar die dak net tot bo ons koppe. Daar. Maar hierdie plek, as jy in dit ingaan, gaan dit, 40 meter in die lug op is die dak. Of hoe hoog is hierdie dakke? Dit is ek verskriklik hoog. Of 20 meter of wat ook al.
Tjoe, dat is allemaal mooi, né? Ja, en hulle het meeste van hierdie plekke vernietig, afgebreek, want van dit was net te bo menslik gewees, so hulle moes dit vernietig. Lucifer wou nie hê mense moes besef, die 1000 jaar vrederyk het al gebeur nie, maar dit wat ons nog het vandag, bewys dit nog steeds in elk geval. Ja, soos ek sê, hierdie was vir die Ether kraginttrek, maar ook heel moontlik vir die Helmholtz resonator, kan dit ook vir daardie rol vervul, van hierdie koepels met die punte bo. Maar dit is ook, soos julle later sal sien, plekke, party van hulle is plekke waar die lug skepe gecharge het, want dit lyk my hulle het gevlieg op elektrisiteit. Soos wat hulle in Engels noem die Led Zeppelins. Dit is 'n mooi gebouw, né? So. En hierdie het ek 'n video gekyk oor die hospitale van die 1000 jaar vrederyk, en dit het die gebouwe waar die healing centers was, dit was healing centers genoem, was al verskrikklik baie klokke van verskillende groottes, soos julle kan sien in hierdie foto ook. Hierdie klokke het verskillende groottes, is verskillende frekwensies. Nou, wat gesê was, die mense wat in 'n plek was, wat hulle testimonies gegee het gesê hulle was daar, dan hoor hulle die klokke lui in die oggende, en dan het hulle net vinnig gesond geword. Binne 'n week of wat, dan sal reg, dan kan hulle huis toe gaan. Want met frekwensies is die mense genees in hierdie healing centers. Dis hoekom hulle het al hierdie klokke verwyder. Hulle het dit weggesmy, van dit het hulle gesmeld vir oorlog, vir koels. Kyk, hier is nog so 'n toring met klokke. Verskillende groottes vir genesing. Dis die doel van hierdie klokke. Genesing van die mensdom. En hulle wil dit mos nie hê nie. Lucifer wil mos sê, jy moet sommer maar net gesond word, want die klok lui nie. Soms so maklik. Ja, hy wil sy farmakia inbring om julle siek te hou, of om julle komstig te genees, en dan kry julle ander probleme as julle dit gebruik. En hy wil ook nie gehad hê mense moes verniet, kon gesond word nie. Ja, pragtige gebouwe. Jy sien baie van hierdie gebouwe, tipe gebouwe in Londen self. Hier is waar hulle van die foto's van waar hulle die klokke afgehaal het, en wat hulle boekhou van al die klokke. Kyk hulle verskillende grootte, sien julle. En hulle het hulle almal weggery, gesmeld of gebruik ook vir koels, en as hulle oorloë gehad het. Maar hulle het ook die wat hulle wel gehou het, die grootes hier en daar, sien jy. Van hulle, jy sal sien hulle het krake in. Almal van hulle is gedamaged, dat hulle nie daardie frekwensie kan gee nie. Daardie frekwensie wat hulle gegee het tydens die 1000 jaar vrederyk, vir die genesing van die mense. Sulke grote klokke, 'n paar van hulle hang nog, maar dan sien jy so groot kraak in die klok. Hulle is meer dekoratief vandag, nie om geluid te maak nie. Ja, is dan maar groot, né? Hier het hulle een van die gebouwe afgebreek en hy het 'n klok gehad. Nou, soos ek gesê het, hierdie stede en dorpe het musiek gemaak, met die wind wat waai, of met die klokke wat lui, en die kerke se vensters wat jy sien, met die cymatics wat dit amplify, die klanke. Dit was, ek dink, is verskriklik nice. Dit is een van my begeertes, wat ek sou net een dag wou hê, in daardie tyd, om dit te kon ervaar, so stad, wat musiek maak. Hier is hulle besig om een van daardie klokke te verwyder. Daar is nog een. En kyk al die informasie en hoe dekoratief
is hierdie klokke. Dit is nie maar net 'n gewone stuk metaal wat hulle maar net daar gehang het nie. Daar is allerhande sketse en prentjies en goed opgekerf. Baie mooi. Kyk hoeveel, daar duisende klokke wat hulle bymekaar gekry het daar in die verskillende dorpe uit, want dit was daar vir genesing mense, dit was daar vir frekwensies genees. Gaan kyk 'n bietjie Raymond Royal Rife, en kyk 'n bietjie na Hulda Clark. Hulle het hierdie metodes gebruik om mense te genees en jy kan dit vandag nog koop. Ek het so 'n masjien wat frekwensies gebruik om mense te genees. Hulle noem dit Spooky 2. En ja, dis amazing goed. Nou Raymond Royal Rife, hy het dit uitgevind, hy het aangegaan met dit. En hy het alles verloor. Dis die ou wat ook die mikroskoop ontwerp het komstig. Miskien net hy. Maar ja, hy het bewys hoe bakteries en goed doodgemaak word met verskillende frekwensies. Hy het baie mense genees met dit en dit het hom in die moeilikheid gebring met die goewermente en die mediese veld. Die mediese veld is mos daar om jou siek te hou. Ja, en geld het jou te maak. Dis mos 'n besigheid. Hoe gaan hulle besigheid hê as jy gesond word? Dis ook om hom gestop het, gemaak het, sy goed gevat het. Hof toe gesleep het, oor en oor en oor tot sy geld op was. Weer eens, hoe massief is hierdie geboue in vergelyking met die grootte van die mense? Ek kan dit nie glo nie. Dit is verskriklik. Weer eens. Ek dink hierdie is spesifiek by 'n healing center, of wat ons vandag noem hospitaal. Wat lyk soos dit 'n kerk is, né? Sien julle? Hier is 'n persoon in 'n reistool. Hierdie vrou lyk soos 'n nurse of iets, en hier het jy oral klokke. Kyk al daai klokke. Nou elke dag lei hierdie klokke vir genesing. As jy in die 1000 jaar vooruit daar was, jy voel die dag nou nie lekker nie, dan gaan sit jy in so 'n gebou, want jy weet die klok gaan lei, daarso die klokke en met die frekwensies, en dan gaan jy baie beter voel, dan gaan jou organe herstel, dit gaan stabiliseer, al jou issues gaan verdwyn, en it's amazing. Hoe wonderlik is dit die mense? Jy stap net in 'n gebou en jy voel nou nie lekker vandag en nou gaan jy loop jy net daar gou na daai ander gebou toe en gaan sit daar binne net vir so 'n paar ure. En dan loop jy daar uit, ek's nou reg. Asa, my hoofpyn is weg. My tandpyn is weg. My kidneys is nie meer seer nie. Ja, hoe amazing is dit nie? Dit is wonderlik. Hoe Yahusha aan alles gedink het tydens die 1000 jaar vrederyk. En hoe mense sommer maar net so kon gesond word. Gaan sit hier in die gebou en jy word gesond terwyl jy daar sit en boek lees. It's amazing. Dit is so jammerte dat dit weggevat is van ons mensdom. Maar wat verstaanbaar is, want Lucifer is ons die rekordseisoen gegee om ons te mislei, siek te maak, te laat suffer. En dis hoekom die mensdom nou suffer, want dis die rekordseisoen van misleiding wat ons versoek moet word, en die duiwel versoek ons, die maak die lewe vir ons moeilik, en ons is hier om te kies vir Jehovah se gebooie, deur geloof in Yeshua. Nou hierdie vorige foto's som basically op wat hierdie kerk se doel was, hierso. Daar sien julle dit. Dis die doel gewees. Een van die doele van daardie geboue. Soos ek sê, dit was ook om krag op te wek. Nou, ek dink die Afrikaanse woord is resonansie. Resonans, hierdie geboue se vorms van die dakke en so, dit het alles te doen met resonance ook. Ek het ook 'n video daaroor gekyk van hoe as jy sing in hierdie gebou, hoe die klank versprei in daardie gebou, as gevolg van hoe hy gebou is, dit is so speakers. En dat hulle selfs, op die kante het hulle sulke potte en goed gesit, maar daardie potte was so speakers ook, waar die klank versprei het deur die gebou.
En is net amazing. Hoe het hulle geweet daardie tyd dat hulle die klank so kan versprei? Dit is nie deur mense gebou nie, dis hoekom. Dis bo-menslike wesens wat dit gebou het, dit is engele. Ek het julle muntstuk mos gewys wat sê dat die mense bedank Jahwe vir sy dienaars wat die plekke gebou het vir hulle. 'n 1000-jarige Frederik muntstuk. In my vorige video's het ek vir julle gewys. En hierdie laat my dink aan die organs, die orgelpype, wat ook gebruik was, wat ook maar deel was van die frekwensies wat mense genees. Ja, so hierdie gebouwe en so wat hulle wys, wat Kosdag kerke en so is, dit het heeltemal ander doele gehad in die 1000 jaar Frederik en hulle moes nou maar iets niets uitdink wat dit nou Kosdag voor gebruik was. Nou kan jy vir jouself indink, kyk maar in Suid-Afrika, in elke klein dorpie omtrent ons het jy so 'n magnifieke kerk, party, baie van hulle dink ek is gebou in die 1000 jaar Frederik. Ja, party van die plekke is so magnifieke kerk, maar dan het jy maar net so 'n paar 100 huisies om die kerk. En dis dit. Ja, soos ek gesê het van hierdie, kyk hierdie toring, maar nou het jy nog steeds spikes op die toringpunte. Soos ek sê, dit is om etherons uit die ether uit te trek. Nou ja, dis nog 'n ding wat hulle pseudoscience begin noem het en sê, nee, daar is so ietsie, die ether. En nou ja, krag uittrek uit die ether uit, en in die gebou in om krag op te werk, vir die area. Selfde idee hierso, Nikola Tesla Konsdag het dit probeer weer promoveer, maar het hom gestop. Hy het ook so iets gebou wat dan krag versprei oor 'n area, dat jy nie eers drade nodig het nie. It's basically wireless krag. Jy sien hierdie gebou wat eintlik daar is soos 'n kragstasie. Is allemaal magnifiek. Jo, is allemaal mooi, né? Jo. Gaan we net 'n bietjie vinniger deur hierso. Hierso hele dorp, kan jy sien, dit is so opgebou. Nou baie van hierdie plekke is gevloed met modder. Soos ek sê, ek dink daardie twee kontinente het geskuif en dit het dit veroorsaak. Daar is verskillende teorieë daaroor. Party dink is 'n aardbewings wat liquefaction veroorsaak het. Ander sê dit is soos 'n vulkaniese uitbarstings waar die as gaan lê het op die stede en dan word dit grond. Ja, is verskillende idees. Daar was mini-vloede, party dinge was soos 'n mini-vloede. Maar ja, ek dink nogal die idee van die kontinent wat verwyder is, die land van Jesus. En daar het twee kontinente wat na mekaar toe geskuif is, af Amerika en Asië. Dis kom Rusland so naby Amerika nou is, as jy kyk op die kaarte. Maar op daai ou kaarte is hulle ver van mekaar af. En ek dink dis wat die vloede veroorsaak het. En ek sien dit elke dag hier as ek rondloop hier in Londen byvoorbeeld, dan sien jy hoe die geboue van dit uitgegrou is. Of net 'n meter van die gebou af het hulle afgegrou ondertoe, om die onderste deure en vensters oop te kry. Dan gaan dit so 3, 4, 5 meter ondertoe. Daar die grond waar daar gelê het. Dit is 'n harde werk gewees om dit goed weer uit te grou. Hier kom ons nou by die lugskepe. Kyk hoe klein is hierdie mense teen hierdie lugskepe. En dit is nou vir die 1000-jarige Frederik free travel gewees, dink ek, vir die mense. En hierdie goed het gevlieg met elektrisiteit. Hier kan jy sien, dit is 'n gebou met die toring en hierdie lugballon hier bo die toring. Die lugballonne het gecharge op hierdie torings, soos so 'n toring. Daar sien jy 'n klomp
Ek dink dis nogal 'n gesig as jy so loop en jy sien al hierdie ligballonne in die lug. Soos daai, ja. Daar's 'n stoor of waar hulle om seker maar bou of herstel werk doen aan hierdie lugskepe. Hierdie geboue kry jy vandag nog van hulle. Daar vlieg nog 'n paar en kyk hoe baie mense is hier so. Daar is nog 'n klomp. Daar sê, en dan wil ek julle net verwys het hier so van die hoe hulle die goed gecharge het. Eens kyk of ek het hier so kan jy sien so op die punte van hierdie geboue. Ons zoom sommer daar in. Daar is sommer docking station daar so, die mense klim daar op en af. En terwyl hulle op en af klim, charge hierdie lugskip hier so op hierdie toring. Dieselfde daar so. En dis hoe dit gewerk het. Hy het nooit gaan lê op die grond, hy het sommer net daar in die lug gehang. En dan charge hy sommer daar, hier oral sien jy sulke foto's. Dis maar hierdie idee, soos hier so. Ek dink hier is die Empire State Building, ja. Wat dalk soos 'n docking station was. Did an airship really dock at the Empire State Building? Vra hulle daar so. Wie julle hierdie foto's verwys het hier so van die Parys se Eiffel Tower, wat ook 'n dockingstasie is vir hierdie skepe. Digskepe daardie tyd. Dis die doel van hierdie goed gewees, mense, soos kragopwekking. Vir wat anders is hierdie strukture daar gewees? Ja, ek wou dat sy dit doen. Anyway. Gatte. Maar ja, dan kyk maar daar oor dit as julle wil, julle eie tyd, kyk na foto's daarvan, in verband met dit. Maar ja, hulle wou vir een of ander rede nie, mense moet meer lugskepe gebruik hê. Dus kom hulle die vliegtuig ingebring het en mense maalpryse vra om te kan vlieg. Ja, dit was seker maar 'n lekker tyd gewees in die 1000 jaar Vrederyk, wat jy so lekker kon rondvlieg in 'n lugskepe. Jy siek voel, dan gaan sien nie eers 'n dokter nie, jy loop net na jou naaste healing center toe en jy gaan sit net daar binne en jy word gesond. Hoe wonderlik is dit? Wow. Miskien kan jouself nie eers so iets indink nie, né? En dat dit actually ook nou klaar gebeur het in ons verlede. Dis nog meer skokkend. Maar soos ek wys in my video's, ek gee julle oor die 70 verse, wat sê dat die 1000 jaar Vrederyk het al gebeur. Die tweede koms van Joshua het al gebeur, rondom 70 na Christus, volgens daardie Bybelverse. Nou ja, as die Bybel so sê, dan is dit mos so. Dan moet mens jouself indink, nou hoe kry die dominees en pastoor en almal reg om te sê, hierdie goed moet nou eers vervul. Hoe kry hulle dit reg? Waar in die Bybel staan dat dit nou eers moet vervul? Die Bybel sê duidelik wanneer gaan dit vervul. Maar dit is maar so dat mense het jou religious brille op, en so kyk baie mense na die Bybel. Ek was ook daar. Ek het ook oor hierdie verse gelees, wat sê dit het al gebeur. Maar toe my oë oop gaan, toe eers sien ek daardie verse raak. En ek dink dis maar dieselfde geval met hierdie predikers van vandag in die Christenkerke. En hulle kan dit nie raak sien nie, want hulle is van kleins af geleer dat dit nie so is nie. So hulle kyk nie eers, hulle konsidereer dit nie eers nie. Maar dit is so obvious, as jy eers dit begin raak sien mense, dan kan jy dit nie meer miskyk nie. Dan sien jy skielik al die verse raak wat daaroor praat, dat dit al reeds vervul het. Verse wat sê dat die disippels van hulle gaan nog lewe as Joshua terugkom op die wolke. Sulke verse. Of dat die Romeinse soldate wat hom gekruisig het, hulle gaan hom sien terugkom. Of Caiaphas, die hoëpriester gaan hom sien terugkom, of almal daar by sy vonnissing,
Hulle almal gaan hom sien terugkom op die wolke. Hoe is dit moontlik? Dan moes dit mos daai tyd gebeur het. En dan het Joshua self vir sy disippels gesê, dit gaan gebeur in julle generasie. In Matteus 24:34. So mense, dit is so duidelik soos daglig. Dit het al gebeur. Jammer vir die mense wat wil kom preek, dat Openbaring nou eers moet vervul, dat die groot verdrukking nou eers moet gebeur. Gaan kyk maar na Openbaring 1 vers 9, waar Johannes sê, dat hy is in die groot verdrukking. Nou, hoe lang is die groot verdrukking? Nou, 'n paar duisend jaar? Ek tog die groot verdrukking is 3,5 jaar. Party dink 7 jaar, maar ek dink die Bybel praat van 3,5 jaar. So, Daniël, Openbaring, daar het klaar vervul. Ons is wel in Openbaring 20, na die 1000 jaar vrederyk, wat 'n paar dinge nog daar noem wat moet gebeur. Dis dit. Eind van die prent. Dis vir ons is. Nou, groete vir julle. Ek hoop julle die video geniet. Totsiens.